Goeiedag. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, ons koning en ons Heer. Wat 'n wonderlike dag het ons nie en dat ons so dankbaar is dat hy vir ons nog 'n dag geskenk het uit sy hand van genade. Nou vandag gaan ons verder gaan met die tabernakel en ons kom vandag by 'n baie belangrike meubelment. En dit is die verbondsark en die versoendeksel. Nou baie mense sien dit as een meubelstuk, maar dit is eintlik twee verskillende gedeeltes. En jy kry die verbondsark wat mense nou sal sê is nou die boks wat hulle het, en dan die versoendeksel wat bo op dit kom. Nou ek hoop dat deur hierdie video dat ek vir u kan oordra soos wat die Here dit vir my oopgebreek het, en dat u ook net sal kan sien watter skoonheid en openbaring daar is met die verbondsark en die versoendeksel. Nou om te begin, gaan ons gou Eksodus 25 vers 10 tot 22 lees. Eksodus 25 vers 10 tot 22. Die ark, die versoendeksel, die gerubs. Hulle moet dan 'n ark van akasiahout maak. 2,5 L moet sy lengte en 1,5 L sy breedte en 1,5 L sy hoogte wees. En jy moet dit oortrek met suiwer goud. Van binne en van buite moet jy dit oortrek. En jy moet daaraan 'n goue kraans maak rondom. En giet daarvoor 4 goue ringe en sit dit aan sy 4 voete vas, sodat 2 ringe aan die een kant en 2 ringe aan die ander kant is. En maak draaghoute van akasiahout en trek dit oor met goud. En steek die draaghoute in die ringe aan weerskante van die ark om die ark daarmee te dra. Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly. Hulle mag daar nie uit weggeneem word. Daarna moet jy in die ark die getuienis sit wat ek aan jou sal gee. Maak ook 'n versoendeksel van suiwer goud. 2,5 L moet sy lengte en 1,5 L sy breedte wees. Maak ook 2 gerubs van goud. Van dryfwerk moet jy hulle maak, aan die 2 ente van die versoendeksel. En maak 1 gerub aan die een end en 1 gerub aan die ander end. Uit 1 stuk saam met die versoendeksel moet julle die gerubs maak, aan die 2 ente. En die gerubs moet die vlerke boontoe uitgesprei hou, terwyl hulle met hul vlerke die versoendeksel beskud. En hulle aangesigte moet aan mekaar toe wees. Die gesigte van die gerubs moet op die versoendeksel gerig wees. En sit die versoendeksel bo op die ark, maar in die ark moet jy die getuienis neerlê wat ek aan jou sal gee. En daar sal ek met jou saamkom, en van die versoendeksel af, tussen die 2 gerubs uit wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. Nou goed dan, hier kan ons duidelik sien, dit is weer die akasiahout wat dit van gemaak is, die verbondsark wat ons nou eers gaan behandel, en daarna sal ons na die versoendeksel kyk, maar die verbondsark is uit akasiahout gemaak, en dit is oorgetrek met suiwer goud, en dit was 2,5 L in sy lengte, en dan 1,5 L breed, en dan 1,5 L hoog gewees. En wat baie belangrik is wat ons later sal ek dit nou meer in detail verduidelik, is dat daar is 4 ringe op die 4 hoeke geplaas, waardeur die draaghoute deurgesteek is. En dan sou jy dan die versoendeksel was dan gemaak van suiwer, soliede goud. En dan het ons die 2 gerubs wat bo op die versoendeksel is. So die twee gerubs sal na mekaar toe wys en hulle sal hulle vlerke oor die middelste gedeelte van die versoendeksel sprei. En dit is in die middel van die versoendeksel. Dit is waar die hoëpriester die bloed wat geoffer was, geneem het en dit daar besprinkel en dit daarop gegooi.
Nou iets wat baie belangrik is wat ons ook sal sien later, is dat die bloed is nooit verwyder van die versoendeksel nie. En nou baie mense sal altyd die vraag gevra het, maar waar is die verbondsark en die versoendeksel wat die Israeliete gehad het? In 586 voor Christus het die Babiloniese ryk Jerusalem ingeval en hulle het die hele tempel met al sy goed het hulle geneem as buit, en so is die ark en die versoendeksel die laaste keer gesien met die inval van Jerusalem in 586 voor Christus. So ja, dit is die plek waar God met die hoëpriester ontmoet het. En dat ons nou sal sien, as ons dit gaan behandel, hoe belangrik dit is. En ons gaan eers gou na kyk, soos ek genoem het, die verbondsark behandel, en ons gaan eerstens sien dat die ark is gemaak van akasiëhout, en soos met al die ander meubelment, is dit van akasiëhout gemaak, is 'n doringboom wat volop was in die woestyn, en dit spreek van die bedorwe vlees van Jesus Christus. En dit is oorgetrek met goud, en dit is oorgetrek in die binnekant en die buitekant met suiwer goud, wat spreek van goddelikheid. En dit sal 'n mens mos nou vergelyk met Johannes 1 vers 14 van Jesus Christus wat vlees kom word het vir ons, en dat hy die seun van God is. Nou binne in die ark is baie interessant, sal ons sien daar is 3 items wat daar binne geplaas is. Kom ons lees gou net Hebreërs 9 vers 4. Waarin 'n goue wierookpak was en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloei het en die tafels van die verbond. Ja, hierso in Hebreërs 9 vers 4 sien ons duidelik dat daar genoem word dat daar is die kruik met die manna wat daarin geplaas is, en dan het ons gekry die staf van Aaron wat gebod het, en dan het ons die kliptafels wat Moses op die berg gekry het, was ook binne in die ark geplaas. Nou, as ons nou gaan lees in 2 Korintiërs 3 vers 3, dan sien ons dat iets het baie het gebeur met die kliptafels, en dat dit van die Ou Testament na die Nuwe Testament het die kliptafels van gedaante verander. Kom ons lees gou 2 Korintiërs 3 vers 3. Omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Ja, hierso kan ons duidelik sien dat die kliptafels was nou wel in die heilige ark geplaas wat van klip gemaak is, wat God met sy vinger self geskryf het, maar dat hy nou op ons harttafels skryf, en dat die gebooie en die wet van God binne in ons geplaas is, soos wat daardie kliptafels binne in die ark geplaas is, so het God daardie wet binne in ons, elke persoon se harttafels dit geskryf. Dan kan ons gaan lees by Deuteronomium 8 vers 3. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het,
om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Ja, hierso kan ons sien dit is die gewilde gedeelte wat praat van dat ons nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat uit van God afkom. En die manna spreek van die brood, die voorsiening wat God aan ons gegee is. En wat baie interessant is, dat as jy in Eksodus 16 vers 16 sien, dan word daar verwys na dat 'n gomer of 'n kommer manna is wat uitgesit is vir elke mens. So hierdie gomer manna in 'n kruik wat in die ark geplaas is, verwys na dit is genoeg vir elke dag. Dus moet ons besef dat Christus vir ons as gelowiges elke dag sal sorg, dat hy vir ons genoeg sal gee, sodat ons elke dag kan leef. En dat dit belangrik is dat ons as kinders van die Here nie met ons eie krag somtyds probeer voorsien nie. Want weet wat gebeur as toe die Israeliete die eerste keer met die manna te doen gehad het hulle probeer om meer in te samel as wat dit vir 'n dag nodig was, en hulle wou van dit oorgehou het vir die dag van môre. Maar God het gesê, ek sal elke dag aan julle voorsien. En God sê dit nog steeds vir ons, dat hy vir ons elke dag sal voorsien. En as ons probeer manna bymekaar maak, met ons eie krag, met ons eie wysheid, raai wat het met die Israeliete gebeur? Daardie manna wat hulle probeer het om hulle eie wysheid en op hulle eie krag te probeer versamel vir die dag van môre, het sleg geword en daar was wurms in gewees. Hoeveel keer het ons as mens nie uit ons eie krag en kennis en wysheid iets probeer doen en dan werk dit nie uit nie, omdat ons nie altyd bereid was om te wag op die Here nie. En dit is wat hierdie manna van spreek. Dit spreek dat Christus ons lewende brood is, dat hy vir ons elke dag sal voorsien. En dan kom ons by die staf van Aaron. En daar sal ons nou lees in Numeri 17 vers 10. En die staf van die man wat ek uitkies sal bloei, en ek sal die murmureringe van die kinders van Israel, wat hulle teen julle murmureer, stil maak teenoor my. Daarop het Moses met die kinders van Israel gespreek, en al hulle owerstes het hom 'n staf gegee, vir elke owerste een volgens hulle stamme, 12 stawe. Aaron se staf was ook onder hulle stawe. En Moses het die stawe voor die aangesig van die Here in die tent van die getuienis neergesit. En toe Moses die volgende dag in die tent van die getuienis ingaan, kyk, daar het die staf van Aaron vir die huis van Levi gebloei. Dit het bloeisels laat uitspruit en blomme laat oopgaan en amandels laat ryp word. Toe bring Moses al die stawe wat voor die aangesig van die Here was, na al die kinders van Israel toe uit, en hulle het dit gesien, en elkeen sy staf geneem. Daarop het die Here vir Moses gesê, bring die staf van Aaron terug voor die getuienis om dit te bewaar, as teken vir die wederstrewiges, en bevry my eindelik van hulle murmureringe, dat hulle nie sterwe nie. Nou hierso kan ons sien dat die staf van Aaron, wat gebeur het, as ek vir u as u daai hele gedeelte gaan lees, dan sal u sien dat Aaron was verkies gewees om die hoofpriester te wees, en die volk het toe gemurmureer by Moses en gesê, ja, maar hoekom moet dit nou hy wees? Toe sê die Here vir Moses, okay, kom ek bewys vir hulle dat ek Aaron verkies het om
die hoëpriester te wees en dat dit uit sy nageslag die priesters moet wees. En wat gebeur het elke stam, elke van die mense, die Lewiete en almal elke stam het hulle staf gebring. En Moses het dit in die tent geplaas. En die volgende oggend het almal se stawe daar gelê en die staf van Aaron wat 'n staf was wat eintlik dooie hout was alreeds, het geblom en het amandelvrugte gedra. En dit is vir my een van die mooiste simboliek tekens wat gebeur het met hierdie staf van Aaron, dat God sê dat as hy jou verkies het en jy hom aangeneem het, dit wat dood was, want ons is almal dood deur die sonde wat ons gepleeg het. En as ons na Christus toe kom, dan besef ons dat ons is sondaars en dat ons 'n verlosser en 'n saligmaker nodig het en dat ons net sal besef ons kan dit nie op ons eie doen nie. En die Here kom en hy neem hierdie gebroke liggaam, hierdie dooie liggaam wat dood is van die sonde, en hy laat dit weer lewe. Hy laat jou weer vrug dra, dat jy werklik waar nuwe lewe in jou sal voel, dat die lewende water in jou sal opkom. En dit is wat met 'n mens gebeur as jy wedergebore raak. En dat jy werklik waar net sal besef dat God kan, as hy 'n staf kan vat wat reeds dood was en dit kan laat blom en laat vrugte dra in een nag, wat kan God nie net doen in ons eie lewens nie? So, as 'n mens gaan lees in Hebreërs 10 vers 16 tot 18, dan sien ons ook weer 'n gedeelte oor die kliptafels. Daai klip is dood, maar God kom en hy kom skryf die wet op ons vleestafels, op ons hart. Nou kom ons lees gou net Hebreërs 10 vers 16 tot 18. Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dae, spreek die Here verder. Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. Daar kan 'n mens dit so duidelik sien, en ek is baie lief vir die boek Hebreërs, want daar's soveel diepte en lering in die boek Hebreërs. Doen jouself 'n guns en neem die boek Hebreërs en lees dit stadig en bepeins alles wat daar gesê word. Daar's soveel diep lering binne in die boek Hebreërs. En dan sal ons sien in Johannes 6 vers 32 tot 35 en vers 49 tot 51. As ons daar gaan lees, dan sal ons sien wat Christus praat hierso van die lewende brood wat ons verkry het in sy liggaam. Kom ons lees dit net. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerddaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Ja, dit is vir my so mooi dat Christus al hierdie dinge is, dat hy's die lewende water, hy's die lewende brood, hy's die lewende woord. En dat hy is die weg, hy's die waarheid, hy's die lewe. Dat Christus alles in ons sal vervul en dat hy vir ons
fisies en geestelik sal versadig en sal voorsien. En dan in Johannes 11 vers 25 en 26 kan ons lees dat hoe ons Christus ontvang ons die lewe uit die dood van sy dood en opstanding. Dat ons die lewe ontvang het deur sy dood en deur sy opstanding het hy die lewe aan ons geskenk. Kom ons lees Johannes 10 vers 25 tot 26. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot ewigheid nie. Glo jy dit? Ja, so daar kan ons sien dat ons lewe uit sy dood en opstanding ontvang. Nou as ons na die versoendeksel gaan kyk, dan sal ons gesien het in Eksodus 25, soos ek gesê het, dit is van soliede goud gemaak en iets wat uitstaan is dat dit is alles uit een stuk goud uitgemaak. En dit moes asomrowend gewees het om te sien hoe hulle die gerubs gemaak het op hierdie soliede deksel van goud. En dit moes nogal 'n gewig gewees het wat daarop gerus het. Nou, voordat ons verder kan gaan met die versoendeksel, kom ons lees gou Romeine 3 vers 25. Wat sê, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Hier verduidelik Paulus hierso vir die Romeine dat die mense voor Christus het in geregtigheid gelewe en God het die sondes toe hulle dood gegaan het God die sondes ongestraf laat bly deur sy verdraagsaamheid. Maar toe Christus gesterf het, dat hy daardie sondes ook op hom geneem het. En iets wat baie belangrik is wat ons hierso sien. Die in Romeine 3 vers 25 praat dit van die versoening deur die geloof. Die versoening, as 'n mens na die Griekse woord gaan kyk wat gebruik is, dan praat dit van die hilasterion. En dit verwys na die versoendeksel. Die hilasterion is die versoendeksel. So as ons daardie versie gaan lees en jy lees hom nou presies soos wat die Grieks beteken, dan sal dit vir jou sê, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoendeksel deur die geloof. Dat Jesus Christus word ons versoendeksel. En dat hy met sy dood en sy bloed het hy ingegaan. As jy nou gaan lees in Hebreërs 9 vers 11 en 12, dan sal ons sien dat Jesus Christus het sy bloed geneem en op die hemelse versoendeksel gaan plaas. En daarom sal sy bloed tot in alle ewigheid spreek. Kom ons lees Hebreërs 9 vers 11 tot 12. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Daar kan ons sien dat hy nie soos die hoëpriester eenmaal 'n jaar ingegaan het nie, maar dat hy werklik waar die bloed eenmaal ingeneem het en dat sy bloed voldoende was om dit net eenmaal gedoen te kan word, sodat ons vergifnis van sonde kan verkry. Die gerubs
soos wat ons nou opgelet het, en ons sal nou 'n bietjie meer te doen kry as ons nou volgende keer kyk na die bedekking, maar dat gerub simboliseer die beskerming van God se heiligheid. U sal onthou in Genesis 3 vers 24, toe Adam en Eva uit die tuin uitgegooi is, het hy 2 gerubs by die ingange geplaas. Dat die gerub simboliseer die beskerming van God se heiligheid. Die beskerming van die bloed, die kosbare bloed van Christus, wat betaal het vir al ons sonde. En as 'n mens net die tabernakel binnekant kon gesien het, en nou moet jy weet, in die allerheiligste was dit net die hoëpriester wat kon ingegaan het. Mense, en dit moes 'n fantastiese gesig gewees het. Want soos ons nou sal behandel, as ons nou die style van die tabernakel doen, dis alles oorgetrek met goud. Die mure, as jy binne ingekom het, sal die mure van goud wees. En jy sal jouself in die goue glans, sal dit weerkaats. Jy sal die gerubs rondom jou sien. Jy sal die kunswerke sien, die gordyne wat gemaak is met die kunstige kunswerk. En dan gaan die rook hang van die reukaltaar. Jy gaan die brood ruik wat daar op die tafel van die toonbrode is. En jy gaan die lig van die menorah sien, van die goue kandelaar. En as die hoëpriester ingegaan het deur daardie heilige gordyn, en hy gekom het by die ark en die versoendeksel, en waar God se teenwoordigheid ingekom het, wat 'n wonderlike voorreg dit nie is nie. En dat ons net werklik waar sal besef, dat die tabernakel verwys na ons, soos wat ons dit behandel het. Dit is 'n padkaart wat God vir ons gegee het, hoe om in sy heiligdom en in sy teenwoordigheid te kan inkom. Dat ons moet by die koperaltaar verbykom, waar die offer gegee word, dat jy as mens die offer sal gee. Jy sal deur die koper waskom moet kom. Jy moet daar verbygaan, die woord, dat jy kan gewas word deur die woord. Jy moet verby die goue kandelaar kom, jy moet verby die brode kom, jy moet verby die reukaltaar kom, om by die teenwoordigheid van God te kan ingaan. Mense, ons kan net nie, ek kan nie vir julle verduidelik hoe fantasties dit kon gewees het nie. Dan is daar nog een dingetjie. Iets wat baie interessant is, en dit is wat die Here nou so onlangs, die Here het al baie van die tabernakel vir my oopgebreek het, maar ek het nooit dit besef nie. In Eksodus 25 vers 15, dan verwys hy na die draaghoute. En het u geweet, as u deur die hele tabernakel gaan, en jy lees alles wat die woord van God vir jou sê, is die ark en die versoendeksel se draaghoute, is die enigste draaghoute wat God bepaal het, dat dit nooit verwyder mag word nie. En soos wat die Heilige Gees dit vir my oopgebreek het, dit spreek van Christus, wat ons altyd sal dra met sy bloed, wat vir ons verlossing bewerkstellig het. As ons Efesiërs 1 vers 7 na kyk, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Mense, dit is so belangrik dat ons sal besef dat God is heilig, God is almagtig, en dat ons hom so sal hanteer.
Ek het al soveel keer het ek al met mense gedeel wat God half op 'n oppervlakkige manier probeer benader. Hulle sal verwys na die ou baas daarbo en goed. Mense, ons moet ons respek aan God bewys. Hy is die skepper van die groot heelal. Hy's die een wat alles onderhou. Hy's die een wat ons die genade skenk om in die oggende te kan opstaan. Ek wil vir u baie dankie sê vir die voorreg wat ek gehad het om vir u die ark en die die versoendeksel te verduidelik. Dit is een van die belangrikste meubelment wat 'n mens te doen sal kry in die tabernakel. En ek wil vir u net sê dat ons is 'n tempel van die Here. Hy het sy Heilige Gees vir ons gegee en binne in ons te kom woon. Sy teenwoordigheid. Hy het sy wette op ons harttafels geskryf. En ons het die verlossing verkry deur sy bloed. Dat ons sal uitgaan en waarlik disippels sal wees om die boodskap van Jesus Christus uit te dra vir 'n verlore wêreld daar buite. Baie dankie dat ek die voorreg gehad het om dit vir julle te kan verduidelik en ek hoop van harte dat die Heilige Gees vir elke persoon sal oopbreek wat nodig is sodat u kan verstaan die diepte wat daar is in die tabernakel en veral die diepte wat die ark en die versoendeksel vir ons as kind van God beteken. Baie dankie.